Is dit nie lekker in die teenwoordigheid van die Here nie? Ons sien met verwagting uit dit wat God vir ons wil doen. En daar die Here sommer nou net alles in my boodskap net so omgegooi. Ek het net 'n keuse vanmôre. Miskien moet ek dit vir julle vra. Hoe graag wil jy regtig sien dat die Here sy teenwoordigheid in ons midde openbaar? Wil jy dit sien? As my vraag is jy gereed daarvoor? Want jy sien in die teenwoordigheid van die Here kan enigiets gebeur. Dis wanneer sy teenwoordigheid openbaar wat 'n siel tot bekering kom. Maar is ook in sy teenwoordigheid wat duiwels manifesteer. Is jy gereed daarvoor? Want dit gaan kom. En die vraag of jy dan gaan bly of gaan weghol word bepaal deur jouself. Wat so tipe verhouding het ek en jy met God? Jy sien, want dit is in God se teenwoordigheid wat die dooping met die Heilige Gees plaasvind. Dis wanneer die krag van die Here manifesteer en kragtige werke plaasvind. En ons soek nie, soos die Engelse sal sê, die spectacular nie. Ons soek nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. Die uitsluitlike doel daarvoor en daarvan is dat God verheerlik kan word. Om geen ander rede nie. Want jy sien, wanneer God verheerlik word en wanneer hy opgelig word, Jesus het gesê, as ek opgelig word van hierdie wêreld, dan sal ek mense na my toe trek. Onthou een ding, ons mag dit nooit vergeet nie. Jesus het self gesê, ek sal my gemeente bou. En hy weet presies wat hy wil doen, en hy besluit wanneer en hoe hy dit wil doen. Wat moet ek en nie dan doen? Ons moet uit die pad uitkom. Sien, want wanneer dit gebeur, wanneer die Here sy teenwoordigheid openbaar, dis wanneer lewens onherroepelik transformeer word. Dis wanneer gebroke verhoudings herstel word. En ek het vanmôre, terwyl ons hier so staan, het die dag gehoor dat ek vir mense sekere goed sê, hulle het nie met my bespreek nie. Glad nie. Maar die Here ken jou hart. En hy weet waarmee jy worstel, en as ek dan vir jou iets gesê het, dat wat nie die waarheid is nie, staan nou op en sê ek het nie die waarheid gepraat, want ek is net 'n mens. Ek is net 'n mens. Net soos jy. Wat jy glo nie, ons is. Jy sien, ons gaan binnekort kom by die plek wat ons die hemelvaart van die Here Jesus Christus gaan herdenk, en dan gaan ons 10 dae daarna gaan ons Pinkster vier, en dan gaan ons dit herdenk, en ons gaan bly wees daaroor, en ons groet daardie dag. Maar my vraag is, hoe lyk ek en jou verwagting? Het ons enige verwagting om regtig te sien hoe die Here mense se lewens verander, myne insluit, ingesluit? Of sit ek maar net, sit die tyd uit, totdat Jesus my weer kom haal? Ek wil eintlik vanoggend oor iets heeltemal anders te gepraat het, maar ek gaan net hierdie sê. Jy sien, selfs die disippels het 'n keuse gehad. Hoe naby of hoe ver hulle van Jesus al wou leef. Het jy dit geweet? Daar's van hulle wat baie naby aan hom geleef het.
Petrus, Johannes en Jakobus, Peter, John en James, sy PJJ's. Nee? Ouens wat toe, sommer met die intrapslag, die leiers van die kerk geword het, toe Jesus opgevaar het hemel toe. Maar daar was onder disippels wat verder van hom afgeleef het. Daar's ouens wat daarso is, hulle name verskyn onder die lys van disippels, en hulle was later apostels, maar jy hoor nooit meer van hulle nie. En dit was 'n persoonlike keuse van, hoe betrokke wou hy wees in Jesus se nuwe beweging, in die nuwe kerk. Ek en jy moet self besluit. Nou ek dink dat die feit dat jy naby aan Jesus leef, in sy teenwoordigheid, jy kan in sy teenwoordigheid wees, en dan gaan nou baie snaaks klink, nabyheid waarborg nie die oordraging van salwing nie. Jesus, hoe kan jy sulke goed sê? Dan gaan ek vir jou 'n voorbeeld gee. Daar's iemand wat saam met Jesus geleef en gewandel het, en die bal heeltemal misgeslaan het. Jy sien, in Engels sê hulle, proximity does not guarantee impartation. Ek kan tyd spandeer saam met pastoor Koos. Ek kan saam met hom kuier, ek kan saam met hom braai, ek kan saam met hom vakansie hou, en ek kan hom op 'n sekere manier leer ken. Maar dit beteken nie noodwendig dat alles wat hy geleer het in die lewe net op my afvryf omdat ek saam met hom stap nie. Maak dit sin? Daar moet iets meer wees, daar's 'n vertrouensverhouding, 'n band wat gebou word, en gebaseer op daardie vertrouensverhouding gaan hy dinge met my begin deel. Kom ons kyk, Markus hoofstuk 3. Ek gaan vir julle die Bybel uitlees, dan dink julle ek preek. 'n Goeie voorbeeld in hierdie hele gesprek vind ons in die lewe van Judas Iskariot. Want jy sien die nabyheid wat ek het, ek kan naby Jesus leef, dit skep net 'n geleentheid. Dit skep net die geleentheid, maar dit is my gesindheid en my houding en my ingesteldheid. Die Engels praat van your posture, your attitude, wat sal bepaal wat ek gaan ontvang. Ek kan vanmôre onder die geklank van die woord sit en hier uitstap en sê, nee, so. En die volgende persoon kan hier uitstap en sê, Joosterdij, ek het nou werklik ware openbaring gekry. En dit gaan alles oor my gesindheid. Wat is my ingesteldheid? Het ek gekom vanmôre na die gemeenskap van heiliges om te kyk hoe perform die musikante nou, het hulle al 'n bietjie ietsie geleer. En ek vloei hulle daarom al 'n bietjie saam, weet, op is nog uit ritme uit, weet. Hoe lang preek die pastoor? Of dat ek vanmôre gekom en sê, Here, ek wil werklik waar die hand van God in beweging sien, en dit sal vir my voorreg wees om deel te wees daarvan. Nou goed, kom ons kyk wat het met Judas gebeur. Hy het baie naby aan Jesus geleef, maar hy het nooit by daai plek van intimiteit gekom nie. Judas het floreer saam met al die ander disippels onder Jesus se bediening. In Markus 3 vers 14 lees ons. In vers 15 lees ons dat Jesus disippels aangestel het om saam met hom te wees. Kyk wat hy gedoen. Hy het aangestel nommer 1 om saam met hom te wees. Toe het hulle uitgestuur sodat hulle kan preek. Hy het vir hulle die mag gegee om siekes te genees.
En toe daai ding wat mense voor bang is, om duiwels uit te dryf. 4 goed. Jy sien, hy het hulle eers ingetrek om naby hom te wees. En toe het hy hulle toegerus en hulle gestuur. En kyk wat sê Markus 6 vers 7. Daar het Jesus die disippels toe 2-2 begin uitstuur. Onthou, hy het hulle 2-2 begin uitstuur en hulle mag gegee oor onreine geeste. Kyk hy sê, toe het hy die 12. Hoeveel disippels het Jesus gehad? 12. Was Judas Iskariot een van die 12? Verseker. So Jesus kom en hy vat hulle, hy roep hulle en hy stuur hierdie ouens in pare van 2 uit. En dan vind ek in Markus 6 vers 12 en 13. En hulle, nou het hy die 12 ons uitgestuur, nee? En hulle het uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moes bekeer. Was Judas een van hulle? Ja. En kyk wat het onder Judas se bediening gebeur. Saam met die ander, nee? En hulle het baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf. En wat gedoen? Gesond gemaak. So het Judas die voorreg gehad om dit wat hy by Jesus ontvang het, uit te leef. Nou, hy is seker. Maar kyk wat gebeur later in sy lewe. In Matteus 26, nou is die Jesus se bediening het nou sy volle sirkel gegaan, hele verloop gehad, en hier aan die einde sê Jesus, dis die aand voordat hy verraai word, en hy sê in Matteus 26 vers 21, miskien moet ek so toe blaai, dat ek preek uit my notas. Matteus 26. Sê hy in vers 21, en terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Vers 22, en toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom sê, is dit miskien ek, Here? Stop net gou. Die woord Here kom van die Griekse woord kurios. Bly nou saam met my. Dit kom van die woord kurios. Wat beteken kurios? In Engels sê hulle, it's the supreme in authority. That is, controller. Die disippels sien Jesus as die oppergesag en hulle onderwerp hom, hulle onderskeidelik aan sy oppergesag. Hulle sien Jesus as kurios. Daar's 'n sêding wat hulle praat van Jesus as kurios. Hy is die hoogste gesag, heerskappy en die autoriteit in die koninkryk van God. En hier kom hierdie disippels en hulle onderwerp hulle aan Jesus se gesag. In vers 25 vind ons die volgende stelling. En Judas, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek? Wat is hy woord? Rabbi. Dis iets anderste. Dis nie Here nie, dis Rabbi. En hy antwoord en sê, jy het dit gesê. Die woord Rabbi beteken basies, in Engels, kom uit 'n woordeboek uit, my master, that is rabbi, as an official title of honor. Hy het Jesus gerespekteer as 'n leraar. Maar hy het nie gekom by die plek waar hy Jesus erken as die gesagsfiguur, die oppergesag aan wie hy hom onderwerp nie. En dit was die onderskeid.
So wat gebeur as ek Jesus sien as Rabbi? Ek sien Jesus bloot as 'n leermeester. Ek en jy kan ons hele geestelike lewenswandel in die nabyheid en selfs in die teenwoordigheid van die Here leef, sonder om op 'n plek te kom waar ek intimiteit met hom het. Dis 'n besluit wat ek en jy neem. Ek gaan kort pad vat. Ek blaai onder toe, kyk hoe lank blaai ek. Ek sal graag hierdie boodskap eendag wil bedien. Maar dit gaan nie vandag wees nie. In Jakobus 4 vers 8 sê die woord: nader tot God, die A-gedeelte, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Vergeet nou die tweede gedeelte, ons gaan nie daarin, reinig julle hande, en ons gaan nie, bly by die eerste gedeelte. Hier is 'n belofte van die Here, nader tot God, en hy sal. Dis 'n, as ek reg onthou, dis 'n imperatief. Dis nie 'n moontlikheid, hy sal kyk of hy tyd in sy dagboek het, of het 'n inbreuk maak, of hy is 'n bietjie besig om al by God weer te werk, so hy sal later by jou uitkom. Nee, hy sê, ek sal tot jou nader. Hier is die ding, ek en jy, daai ouetjie wat ek in die spieël sien in die oggend, ek en jy bepaal die vlak van intimiteit wat ons met God het. Hy wat God is, bepaal dit nie. Hoekom? Hy sê, hoe sê daai skrif? Nader, met wie praat hy? Hy praat met my, met die. Hy praat met my en jou as individu. Wie moet die eerste stap neem? Ek. God staan, daar is 'n liedjie wat ons sing, standing patiently in the shadows you'll find Jesus. He's the only one, en dan dis kan ek onthou nie. Nee. So wat sê hy? Hy sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Hy sê nie, ek gaan jou halfpad ontmoet nie. Hy wil sien of ek die moed van my oortuiging het om die eerste stap te neem en te sê, Here, ek het U nodig. Ek kan nie. Het jy nie al gesien nie, hoe meer jy probeer om jou probleme in jou eie vermoë op te los en uit te sorteer, hoe meer jaag jy aan? Dis regtig. Jy sê ding nee. En dan probeer jy daarna jouself verduidelik oor hoekom jy gesê het wat jy nou net gesê het. En hoe meer jy probeer om dit te verduidelik, hoe meer jaag jy aan. Dan moes jy eintlik maar net, eintlik moes ek maar net stil gebly. En dit is tipies hoe ons lewens is. Hier is die belofte. Nader tot God, en hy sal tot jou nader. Dit maak nie saak waar jy jouself in jou lewe bevind nie. Dit maak nie saak of jy vanmôre op die laagste punt ooit is nie. Dit maak nie saak of jy by 'n plek gekom het waar die dokter sê daar's geen hoop vir jou in die EK-bord. Ek het jou al vertel van 'n kosbare vriend van ons in Pretoria, wat die dokters 3 dae kans gegee het om te leef. 4de fase aggressiewe kolonkanker. Hulle het hom net 3 dae gegee om te leef. Hy was so verswak geweest dat hy nie eens meer kon praat nie. Hy kon nie sluk nie, hy kon nie kou nie. Ek het my net gevra glo nie, met sy foonnommer is daarby, hulle ken hom ook.
Ek sal vir gee, kan jy homself vra. Hulle dra hom op 'n tuinstoel in die kerk en na die pastoor die diens in die helfte stop en sê, ons gaan nou eers nagmaal hou, gaan haal eers vir Johan. Stuur hy 2 broers om te gaan haal. Hulle dra hom in die kerk en op 'n stoel. Die dokters het gesê, ek kan word. Toe sy vrou gesê, as hy maandag nog, dinsdag nog lewe, kan jy die volgende voorskrif gaan inhandig. Maar hulle het nie rekenskap gehou met God wat sê, nader tot my en ek sal tot jou nader nie. Hier sit hy op die stoel. Hy weeg nou 85, hy toe minder as 40 geweeg. En toe hulle hom bedien in die nagmaal, toe druk hulle daai stukkie broodjie sit tussen sy lippe, want hulle weet hy kan nie kou nie. Maar die oomblik toe hulle die wyn, die druiwesap op sy lippe smeer, toe hy opbloei en die Here genees hom. Dis vandag 25 jaar terug. Die 5 Augustus van hierdie jaar sal dit 26 jaar wees. 25 jaar. Moenie God onderskat nie. Jy sit vanmôre dalk by 'n plek waar jy sê, Here, daar is geen hoop meer vir my kinders nie. Of Here, ek weet nie, hoor jy my ooit? Die Here hoor jy. Want geen gebed wat ooit gebid word van my God verby nie. Die vraag is of ek en jy gaan volhard. Jy sit vanmôre dalk en jy sê, Here, my huwelik is op die rotse. Ek weet nie hoe gaan ek hierdie skip van die rots afkry nie. Die Here sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Here, my maat het sy hart verhard, of my maat het haar hart verhard teenoor die Here en wil nie die Here dien nie. Nader tot my, sê die Here, en ek sal tot jou nader. Ek dink een van die uitdagings van die kerk is, ons glo nie meer dat die Here in daai besigheid is. Vir ander mense ja, maar nie vir my nie. In Matteus 26 sien ons die uitwerking van Judas se keuse om Jesus op sy eie terme en voorwaardes te volg. Die uiteinde daarvan was dramaties en baie tragies. Dis nie wat God vir ons wil hê nie. Nader tot my en ek sal tot jou nader. Daar is 'n skrif wat sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. God is vanmôre nog hy is nog te vind. Hy is nog te vind, hy wil jou lot voor jou oë verander. Hy wil jou kinders red, nog voordat jy jou oë toemaak, vir die laaste keer. In jou leeftyd wil hy jou kleinkinders red, en hy moddersluit van die wêreld gaan haal en oorbring na die koninkryk van lig. Kom ons doen dit wat die Here sê, soek my. In Joël 2 vers 12, eintlik ek wil hierdie 2 skrifte lees. Jeremia, ons almal ken Jeremia 29 vers 11. Ja, het staan op ons beursies. Ek weet wat se plan ek vir julle het, sê die Here baie lief. Vers 12 sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En hoor wat sê die Here, en ek sal na julle luister. Ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies. Wat 'n mooi belofte is dit nou nie. Wat 'n mooi belofte is dit nou nie. Kerk, ek wil vanmôre moet en praat. Ons is op pad en ons gaan, ek groet die dag wanneer die Here hierdie plek omkeer op sy dak.
en sy heerlikheid in ons midde openbaar en transformasie voor ons oë laat plaasvind. Weet jy wat kan die Here doen in ons as hy sy teenwoordigheid openbaar? Daar's 'n godsman in Suid-Amerika, 'n baie groot kerk. Terwyl hy bedien, en openbaar die Here sy teenwoordigheid. Niemand bid vir mense nie. Terwyl hy al sit, dan begin mense se hare groei wat bless is. Hoe cool sal dit nie wees nie? Hoe kan ek ook weer kyk hê? Sy soort se hare word weer swart. Hoekom? Want die Here is in die huis. Hulle bid vir 'n man wat merke het van sy kop tot sy tone. En terwyl hulle vir hom bid, gebruik die Here sy groot uitvee en hy vee dit alles af. Ek het 'n vriend wat 'n ongeneeslike velsiekte gehad het. En hy kom tot bekering, hy het die Here nie geken nie. Hy was 26 toe ken hy die Here nie. Hy moes sulke vrot goed op sy vel gesmeer. Sy vel het altyd geheuk, het altyd lange hemde gedra. En die omgryp die Here aan. Hy het nie gevra dat die Here hom genees nie. Hy het vir die Here uit vir sy ma en sy vrou en sy ma gesê, ek wil hê maar haar mense hê, want hy het gewoon iemand praat in tale agter hom in die kerk en hy weet nie wat dit is in my soek. En terwyl hy stort en hy vryf daardie salf, daai vlot, daai stinksalf af, toe vryf hy ook die rowe af. En die Here gee vir hom die vel, 'n vel soos 'n baba. En Dion is al oor die 60. Maar as jy sy arms kyk vandag, dan lyk sy vel soos die van 'n baba. Kom aan, kerk. Dis nie wensdenkery nie. Die Here wil dit in ons midde doen. Hy wil mense se lewens onherroepelik verander. En ek groet daardie dag. En ek wil jou honger maak. Ek wil vanmôre met u gepraat het oor die vraag, wat veroorsaak dat ek tevrede is om net naby die Here te leef, sonder om intiem met hom te leef. En ek wou 3 stellings maak, en ek sou in elk geval net by die eerste een uitgekom het. Want die sien ons verstaan nie regtig wat hierdie intimiteit beteken nie. En ek wou vanmôre 'n bietjie praat oor wat beteken die vrees van die Here vir jou. Vrees ons God regtig? Die tweede stelling is, wat beteken om die Here te soek met jou hele hart? En die derde een is, wat beteken dit om heiligmaking na te jaag? Want hierdie 3 stellings, meen ek, lê ten grondslag die
die hele antwoord rondom die vraag, of die soeke na die antwoord van herlewing, of om die teenwoordigheid van God se Heilige Gees te huisves. So om God te vrees, om te soek met my hele hart, en om heiligmaking na te jaag. Maak er in 'n neteldop, 'n antwoord op 'n tamaletjie vraag daar buite. Maar ek dank die Here vir sy goedertierendheid. Kom ons sal net so. Here, ek is oortuig as ek nou uitnodiging maak, dan dink ek nie enigiemand sal in hulle banke bly nie. Daarom, Here, dat ek vanmôre dat die Heilige Gees kom, ons harte kom weer soek, ons kom honger maak na die teenwoordigheid. Here, dat ons die aangesig sal soek, dat ons sal kom by die plek waar ons sê, Here, ek het U nodiger as die asem wat ek kan asem. Ek het U nodiger, Here, as my volgende hart klop. Ek bid vanmôre, Here, dat U verheerlik sal word, terwyl dat die Heilige Gees dit in ons harte vasmaak. Ek bepaal hoe intiem ek met God gaan verkeer. Ek bepaal, want ek besluit of ek tot God gaan nader of nie. Jesus, U het gesê, niemand kom na my toe tensy my Vader wat my gestuur het omtrek nie. Ons sit vanmôre almal in hierdie huis, Here, want U het ons getrek. En nou bid ek, Here, openbaar U Vaderhart in elkeen van ons op 'n nuwe, unieke manier, soos wat net U dit kan doen. Word vanmôre verheerlik, Here, en verheerlik U self in ons lewens, ons harte, in ons midde, terwyl dat U ons verander, Here, om gelykvormig te word in die beeld van U Seun, Jesus Christus. Ek dank U vanmôre daarvoor. In Jesus naam. Amen. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en laat die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plaasvind. Die Here seën.